Wat is dit wat ons kan hoop gee vandag? Ek het nou die dag daaroor moes dink en vir myself gesê, maar kom ek gaan kyk na die hele pad van die mens, wat die Bybel vir ons basies van vertel. En ek het dit probeer so kort as moontlik opsom. As 'n mens gaan kyk na Genesis 1 vers 26 waar God sê, laat ons die mens maak as ons verteenwoordiger, na ons beeld, om te heers oor al die diere wat hy dan daar noem. Dan is dit eintlik vir my die kern van wie ons is, wat God ons bedoel het om te wees. Sy verteenwoordigers, met ander woorde, ons moet namens hom hier optree. Ons moet twee goed eintlik doen. Die een is om sy beeld te vertoon, met ander woorde wie hy is vir die mense, vir die diere, vir die lewe rondom ons te wys, en dan om te heers oor die skepping. Ons is hier aangestel om namens God hierdie skepping te bestuur. In die proses natuurlik was daar interaksie gewees van die bose se kant af wat ons probeer verlei het en die mens verlei het om te begin twyfel aan sy identiteit, die verhouding tussen hom en God te versteur, en dit het die mens in 'n dilemma geplaas wat die natuurlike neiging van die mens die heeltyd is om dit self te wil regmaak en om sy beste te probeer en dit nie reg kry nie. Die identiteit wat God ons gegee het, is heeltemal as dit ware verbloem deur ons eie optrede, ons eie keuses. Die sonde. God het dit nie daar gelaat nie, want hy het 'n bedoeling gehad met hierdie wêreld. En hy het van die begin af betrokke gebly om die mens te probeer help om terug te kom daar. Daar was net een oplossing om dit reg te kry, en dit was, hy moes self mens word en vir ons kom teruggee wat ons verloor het. Daarom is Jesus in hierdie wêreld ingestuur as God se verteenwoordiger, as die nuwe Adam, die tweede Adam, die een wat as dit ware vir ons kom wys, hoe leef 'n mens as jy reg lewe? Hoe leef 'n mens as jy God se verteenwoordiger is en namens hom heers oor hierdie skepping? En Jesus het vir ons dit kom wys en betaal vir ons foute, om ons terug te plaas waar hy wil hê ons moet wees. Om vir ons terug te gee wat ons verloor het, die verhouding met God herstel. Daarom sê die Bybel, ons lewe nie meer nie, maar Christus lewe in ons. En deur Christus is ons tot alles in staat. Hy kom en hy herstel vir ons tot dit wat ons bedoel was om te wees. Dit is een van die goed wat ek verstaan, waarom Jesus gesê het, julle sal groter dinge kan doen as wat ek gedoen het, toe ek by julle was. Want ek gaan, en ek gaan vir julle plek voorberei, en ek stuur vir julle die Heilige Gees, om julle in die volle waarheid te lei. Nou wat kan ons doen wat groter is as wat Jesus kon doen toe hy hier was? Ek dink, Jesus kon nie vir ons, vir sy disippels, vir die mense rondom hom, leer en vertel en herstel predik nie. Hy kon nie vir ons verduidelik, ons identiteit is herstel nie. Hy moes dit eers verwerf. Hy moes betaal om ons identiteit te herstel. Nou sê hy, ons kan dit vir mekaar uitdeel. Ons kan dit vir mekaar vertel. Ons kan mekaar help om dit te verstaan. Ons kan vir mekaar leer. Jy is God se verteenwoordiger. En jy kan dit regkry, want hy het sy beeld in jou geplaas.
Hy het vir jou die autoriteit gegee om te heers oor die skepping, oor alles rondom ons. En hy het gesê, ek vat jou lewe en ek gee vir jou my lewe. Watter groter waarborg het ons nodig? Nou is dit so, ek het met baie keer met mense gesels wat deur krisisse gaan. Mense wat terminale siekte het, wat op een of ander manier 'n boodskap kry dat hulle tyd is min. En weet jy wat? Elkeen van daai mense, hoe gelowig hulle ook al is, mense wat ander mense na Jesus toe gelei het, dan sê hulle vir my, maar hulle weet nie of hulle reg is nie. Hulle weet nie of hulle gered is nie. Sal hulle dan nou die Here kan sien? Sal hulle in sy heerlikheid opgeneem kan word? Want hulle het soveel foute gemaak in die lewe. Jy sien, dis die leuen van die bose, wat nog altyd daar is, om ons te probeer laat twyfel aan wie ons is. Hy wil nie hê ons moet verstaan en leef in hierdie werklikheid, dat ons een is met God, dat ons sy identiteit het nie, dat ons nuut gemaak is nie. Daarom kom sê die Bybel vir ons, laat God jou verander en jou denke vernuwe. Met ander woorde, dis klaar gedoen. Ons is reeds deel van God se volk. Ons is reeds in Jesus ingesluit in hierdie herstel. Ons het hierdie massiewe opdrag, want ons kan meer doen as wat Jesus gedoen het. Ons kan vir mense vertel, dit is volbring. Dit het klaar gebeur. Jy kan weet, dit is herstel. Jy is herstel. Jou identiteit is nou in Christus. Nou is dit nie meer afhanklik van wat jy moet doen om vir God as het ware te beïndruk nie, want ek weet nie waar kom daai begrip vandaan nie. Ons hoef God nie te beïndruk nie, want ons kan nie. Jesus het ons herstel. Ons moet anders dink oor onsself. Daarom, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Jesus sê hy het die Heilige Gees gestuur om ons in die volle waarheid te lei. Ek glo, daai waarheid is onder andere hierdie waarheid, dat ons identiteit is, ons is verteenwoordigers van God, waarvoor hy ons toegerus het met sy beeld, en hy het vir ons die opdrag en autoriteit gegee om te heers oor hierdie skepping, wat hy deur sy Heilige Gees elke dag in ons denke vernuwe en ons herinner aan wie ons is. Dit is die avontuur van hierdie lewe. Dis wat Jesus kom doen het om te sê, maar hy het vir ons 'n nuwe lewe kom gee, totaal nuut gemaak, en dit bring oorvloed in ons wese, die oorvloedige lewe van Jesus Christus. Gaan en leef in hierdie heerlike, wonderlike, vreugdevolle wete, jy is 'n nuwe mens. Jy is God se identiteit op hierdie aarde.